Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Dis so ons gebed dat ons saam vandag die woord van die Here en die stem van die Here ook vanuit sy woord sal hoor. As jy dalk vandag vir die eerste keer by ons inloer, wil ons vir jou van harte sê welkom. Gaan kyk gerus op die playlist van hierdie platform onder Kerk Sonder Mure, wat alles daar is vir jou om van ook te kan deel wees. Dit is 'n groot voorreg om vandag ook te kan sê, Jesus is die Here en ons deel dit met mekaar letterlik wêreldwyd. Kom ons bid saam. Here Jesus, so baie dankie vir u woord. Dankie vir die waarheid van u woord. En dankie Here dat ons hierdie belangrike boodskap vanuit u woord, naamlik dat ons u verteenwoordigers is, dat ons u beeld is, dat ons vandag dit juis kan bid. Here, kom help ons om Jesus sigbaar te maak in ons wêreld. Wees aan die woord, ons bid dit met verwagting in Jesus se naam. Amen. Na Christus skryf 'n Griekse filosoof van Athene af met die naam Aristides. Ek het vanoggend met my seun net bietjie getoets, want ek dink sy Grieks is baie beter as myne. En ek vra toe vir hom, hoe spreek mens hierdie woord uit? Want hy's 'n Griekse filosoof, want as jy dit Latyn sou uitspreek, sal dit seker wees Aristides. So ek gaan vandag klink of ek 'n Amerikaner is. You know those Americans? They'll say there's an Athenian philosopher called Aristides. So ek kan maar net sê Aristides. In elk geval, wat hy geskryf het oor, en as jy dit gaan Google, Aristides se antwoord, hy skryf vir keiser Hadrianus, en hy wil met hom praat oor die gelowiges van daai dag. Sien, wat gebeur het na die hemelvaart, is dat hierdie beweging van Jesus se volgelinge het ontplof en die wêreld getref. Hulle het omgegee, hulle het hulle lewe gegee. Hulle was bekend geweest vir 'n Griekse woord genaamd philoxenos, wat beteken liefde vir die vreemdeling, liefde vir die vyand selfs. So jy kon sê, maar liefde veral vir die vreemdeling en mense ingetrek. Dis waarvoor hulle geken is, ons vertaal dit met gasvryheid, nê? Hulle het hierdie wêreld getref. En tog het die teenkanting gegroei en gegroei. Maar die gelowiges, die volgelinge van Jesus het net nie stil gebly nie. Al was daar weerstand, al was daar verskriklike vervolging, het hulle net aanhou deel oor hierdie hoop wat hulle het. En die gelowige skrywers, die filosowe, het al hoe meer dit gewaag om hulle hand op papier te sit en vir die grootste gesag van daai tyd, die keisers, te vertel oor wat beteken hierdie geloof. En daarom, Aristides se woorde vir keiser Hadrianus is so 170 jaar voor die groot skuif sou gebeur in die Romeinse Ryk, naamlik dat die Christendom 'n staatsgodsdienst sou word. En Konstantinopel, ons ken Konstantyn, né? Konstantinopel word hierdie plek waar dit erken word. Maar hoekom is dit belangrik? Want wat Aristides sou skryf, as jy dit nou gaan Google, gaan jy sien, hy het hierdie verskriklike lang brief, waarvan die eerste deel alles gaan oor die gode van daai tyd, die afgode van daai tyd, en die volgelinge van die afgode van daai tyd. En dan het hy teenoor die godsdienstiges, kan ek amper sê van daai tyd, het hy hierdie beskrywing van hierdie mense wat heeltemal anders is as die res, naamlik die Christene. En in kort, en wil ek graag hier net na 'n paar punte wys, in sy brief aan Hadrianus verwys hy sê, Christene aanbid die ware God, so al die ander aanbid 'n valse God, of 'n afgod. Die Christene aanbid die ware God. Tweede ding sê hy, hulle morele lewe bewys dat hulle glo. So jy kan hulle geloof koppel aan die manier hoe hulle moreel optree in die wêreld. Derde, hulle toon liefde en barmhartigheid teenoor mekaar en teenoor ander. 4, hulle leef met die hoop op die ewige lewe. 5, Christene is die beste burgers van die ryk. En dit per se moet vir Hadrianus ons nou opgewonde maak. Hulle is die beste burgers van die ryk. En dan sê hy, waarlik, dit is 'n nuwe volk en daar is iets goddeliks aan hulle. Wat 'n mooi beskrywing van hierdie groep waarvan hy deel geword het.
En Aristides word een van die eerste Christen apologete van sy tyd. 'n Apologeet is iemand wat die Christen geloof verdedig. Maar dan vra ek myself, wat het gebeur, julle? Wat het gebeur, want vandag, as jy sou hoor iemand bel jou en sê, ek is 'n Christen, en ek is 'n loodgieter, gaan jy hom nooi? Of as jy iemand hoor wat sê, hierdie besigheid is die Here se, kan ons besigheid doen? Sal jy so 'n persoon vertrou? Gewoonlik in vandag se wêreld, as iemand die woord Christen gebruik, dan is jou eerste woorde, wat soek jy? Nie waar nie? Is dit nie so dat op 'n manier het die manipulasie van mense baie maklik gebeur deur middel van hierdie woord Christen? En Fanny het verlede week vir ons gewys wat beteken dit om 'n Christen te wees. Vandag wil ek saam met jou verder gaan rondom die tema van Jesus sigbaar maak, want kyk wat noem God van Genesis 1 die mens. En as jy in jou Bybel gaan volg, ons gaan na 'n klomp gedeeltes kyk vanuit die woord, ons gaan net so 'n bietjie deurreis, anders sal dit op die bord wees. Genesis 1 sê die Here, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en die diere wat op die aarde kruip. Skielik voel ek my das en al sy diere dalk meer verwysing na vandag. En hoor mooi, die Here sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld. Nou, dit sal my vraag wees, as jy dit so lees, maak die mens as ons beeld, beteken dit dus ons moet 'n afbeelding van God wees? Is ons dus met respek gesê, met ander woorde, as die Here sou sê, kom, as ek vir die wêreld sou wys hoe ek lyk, kom ons sit die mens hier neer. Dis hoe ek lyk. Dit sal baie vreemd wees, nee, want die eerste mens se naam is Adam, en Adam beteken stof. So dit sou tog nie dit wees nie. So wat is hierdie beeld dan? So sou dink oor, hoe lyk die beeld van die Here in hierdie wêreld? Die mens? Of is daar iets dieper as dit? En natuurlik met jou vraag, is daar iets dieper, dan is die implikasie of die geïmpliseerde daarvan, natuurlik is daar. So waarna sal hierdie woord beeld dan wys? Die leidraad is net voor dit, wanneer die Here sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. En die Hebreëse woord daar is die woord egat. Nou, julle, as jy, ek dink, Hebreëus baas geraak het, dan sal jy weet dat, dis 'n taal wat so lekker diep in jou keel is, jy praat van egat, eintlik, jy gebruik daai deel, veral die Galileërs. So as jy hoor egat, dan, dis 'n diep klank, né? Maar egat beteken 'n meerduidige eenheid. So dis hierdie woord vir een. So kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld, dan is dit 'n beskrywing van, kom ons maak die mens vir verhouding, want dis die beeld van die ons, want dis 'n ons beeld, en wat is die ons? Ons is in verhouding met mekaar. Kyk net mooi wat sê die Shema in Deuteronomium 6, vers 4, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Interessant dat as jy die Shema lees, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, dis letterlik wat daar staan, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, word die naam van God 3 keer gebruik. Yahweh Eloheinu, Yahweh. En dan word daar gesê Echad, en die Echad is meer as een. Dus verhouding, so juist in hierdie Shema, wat elke Jood opgerol in sy mezuzah by sy huis het. As jy by 'n Jood sou instap, sou jy sien hierdie opgerolde stukkie papier is binne hierdie boksie teen sy huis, en as hy deur sou stap, sou hy Shema bid, as hy uit sou stap, sou hy Shema bid, as hy vanaand gaan slaap, bid hy Shema, as hy wakker word, bid hy Shema, en die heeltyd is dit die Here, God, die Here. So sien jy, selfs in die Shema, is daar 3. Ons kry dat, ons maak die mense as ons verteenwoordiger, en nie vreemd nie, dat die Here dan in vers 5 sê, jy moet jou Here, jou God lief hê met 3, jou hart, siel en krag. So hierdie meerduidige eenheid, hierdie deel van die Here, beteken dus dat die beeld van die Here is sigbaar in meer as een, in verhouding. Hierdie selfde woord egat kry ons in Genesis 2, wanneer daar gesê word, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle 2 sal egat. Dis die woord vir meer as een, in eenheid, sien? So hoe kan 'n man en vrou een wees? Wanneer hulle intiem naby in daai heilige spasie genaamd die huwelik dit deel.
En die woord daarvoor is die woord yada. Adam en sy vrou beken, hoofstuk 4 vers 1. En dis presies die woord wat die Here gebruik wanneer hy sê ek wil jou ken. Sien jy, die Here sê ek wil hê jy moet egat, naby, jy moet in verhouding wees, maar ek wil hê jy moet my intiem ken. Hierdie woorde van intieme nabyheid en naby mekaar wees is Bybels. Maar dan lees ons in Genesis 4 wat gebeur na die sondeval. Wat is die eerste ding wat gebeur? Genesis 4 vers 8. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Sien jy dat die eerste beweging na die sondeval is om die beeld van God skade aan te doen? Dis om verhouding op te breek, om dit eintlik onherstelbaar te verwoes. Dis wat sonde doen. Dit breek verbande, dit breek verhouding en dit maak dit onherstelbaar moontlik. Verstaan, dis hoe sleg dit verwoes dit so. Dit maak die herstel daarvan onmoontlik. Sien dat God se bedoeling, julle moet in egat wees, julle moet naby wees, julle is my beeld, so julle moet dit wys in hierdie wêreld, het na die sondeval presies die teenoorgestelde bereik. En sedertdien sien ek en jy dit. Ons sien dit deur die geskiedenis. Gaan loop aan die voetspore van die geskiedenis en ons sien elke keer, ergens sit jy twee mense langs mekaar en daar's oorlog, daar's konflik. 'n Vriend van my se pa het gesê, toe hy aan Suid-Afrika se wal kom, wat is die politieke party wat heers op die oomblik? Ek is teen hulle. En dis so 'n beskrywing van die sonde, ek is teen jou, ek is nie vir jou nie, ek is daar om dit te breek. So die mens is gemaak in die beeld van God. En daai beeld het die mens verwoes. En dit het 'n katastrofiese gevolg gehad. En tog. As ek en jy die Bybel lees, gaan ons konstant hierdie woorde hoor, op gereelde basis, maar God, maar God, maar God. En hier is die mooi daarvan julle, ons kon nie die beeld van God wys nie, toe word God die beeld van die mens. Jesus se menswording, kom sê die Here het die beeld van God, letterlik sê Filippense 2, die Seun het hom van daai beeld leeg gemaak. Hy het hom leeg gemaak van hierdie bestaan op God gelyke wyse. Hy het nie daaraan vasgeklem nie. Hy het hom leeg gemaak en hy het onder ons kom woon. Hy het die beeld van die mens letterlik kom aantrek. En die vel van 'n mens kom aantrek om die beeld te kom herstel. Ons sien daar in Johannes 1 lees ons, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Die eerste taal wat ons sien van Jesus se menswording is, hy gee die reg tot familie. Die reg tot verhouding. Die eerste familie wat verbrokkel is na die sondeval met moord, word herstel deur Christus wat sy lewe kom gee in die menslike vorm, sodat ons weer deel kan word van die familie van God. Sodat ons God as Vader kan ken. Want dis wat 'n kind is. 'n Kind leer God as Vader ken. Dis die herstel van daai beeld, sien jy? Dan sal Jesus in Johannes 14, die baie bekende gedeelte sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my. Weer eens familietaal. En Jesus praat van 'n ruimhuis waar daar plek vir ander is. Hy sê ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. Kan jy jouself indink hoe gaan daai huis lyk? Die huis van die Vader. Hierdie ruimhuis met mense van alle agtergronde, alle nasionaliteite. Die met sulke oogies, met sulke oogies, met sulke oogies, met groot oogies. Nee, almal van oral oor wat deel in die belydenis dat Jesus die Here is. Hierdie pragtige verskeidenheid en tog eenheid. En weet jy hoe belangrik is eenheid vir Jesus? Hierdie woord egat. Hoe belangrik is dit? Dit is so belangrik dat hy in sy laaste gebed wat aangeteken is,
die hoëpriesterlike gebed van Johannes 17, die volgende bid, Johannes 17 vers 21, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Kyk hoe wonderlik is hierdie beskrywing van God se verhouding, dat hulle 'n verhouding sal hê wat lyk soos ons Vader. Sien jy, kom ons maak die mens as ons beeld? So hoe maak ons Jesus sigbaar? Hier, wanneer ons in eenheid leef, wanneer ons nie afbreek nie verdeling bring nie, maar eenheid bewerkstellig. Wanneer ons nie praat van hulle nie, maar ons. Dis 'n ons. Dis ons hierdie beeld herstel. Wanneer ons hierdie verstaan, en dan sê Jesus dat hulle so een sal wees, dat hulle in ons sal wees. So ons deel nie net verhouding met mekaar saam nie, ons deel verhouding in God saam. Dis die herstel van die katastrofe, van die sonde. Later sal die kerk self ook skryf, wanneer Paulus skryf in Efesiërs 4, kyk net mooi, daar is net een liggaam, net een gees, so daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is en deur almal werk en in almal woon. God wat in almal woon? Ja, sien dis die terugkeer na die Genesis verhaal toe. Die Here wat in hulle wat bely dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, en wanneer ons sien dat dis die enigste beeld van God wat ons ooit gehad het, om na te kyk, Jesus sê, as julle na my kyk, sien julle die Vader. As ons dit sien, dan sien ons die herstel van die beeld van God, dan weet ons deur hom alleen, kan ons in die Vaderhuis kom, en dan weet ons, hy woon in almal. So en almal wat bely dat hy die Here is, het hy sy gees gestuur, en woon sy gees in ons. Maar omdat God so wonderlike verhouding met tussen Vader, Seun en Heilige Gees het, deel ek en jy daarin, sien jy? Hy kom maak homself tuis in ons. Dis die nabye, die intieme verhouding wat hy wil hê met ons, en dan sê hy, ons moet dit ook met mekaar hê. Ons moet dit ook met mekaar hê. Egat. So die toets vandag sal natuurlik wees, as ons met daai Atheense filosoof sou gaan gesels, oor die kerk van vandag, sal die vraag wees, sal ek en jy dit kan skryf? Jy wat 'n keyboard specialist is, né? Sal jy op jou, ekskuus my seun sê gister is 'n sleutelbord, so ek moet nou onthou. Sal jy op jou sleutelbord kan gaan skryf oor die kerk van vandag? So jy kan sê, maar wanneer ek na die geloofsgemeenskap waarvan ek deel is, kan skryf, ek wil skryf soos wat, weet, ons geliefde Archimedes geskryf het. So ons dit kan skryf. Maar kyk mooi wat hy sê, kom ons kyk mooi oor hoe Jesus sigbaar word. Eerste een wat hy sê is, Christene aanbid die ware God. As dit die ware God is, beteken ek moet kan deel oor dit wat ek glo, en hoekom dit waar is. Ek het so dikwels vir ons kinders gesê, moenie glo omdat ek glo nie, glo omdat dit waar is. Moenie glo omdat mamma glo nie, glo omdat dit waar is. Dis die ware God, wat homself geopenbaar het vanuit sy woord. Dis die ware God wat uit die doodheid opgestaan het. Ek lees nou die dag van 'n ateïs, joernalis wat sê, hy glo nie, maar een ding weet hy, die geboorte van Christus is die grootste gebeurtenis in die geskiedenis. So selfs hy wonder hieroor. En die belangrik is, as dit waar is, en dis die ware God, dan is hy die enigste een na wie ek luister. As hy God is, en hy is. As hy die Here is, en hy is. As hy die Skepper is, en hy is. Dan beteken dit hy hou die ganse wêreld in sy hand, en dis met hom wat ek moet rekening hou. Daarom is ander se opinies nie belangrik nie, syne is. Daarom is wat hy oor my sê die belangrikste. Nie oor wat mense sê nie, nie ander opinies nie, maar wat sê hy in sy woord? Dat hulle die ware God is. Hulle morele lewe bewys hulle geloof. So, sal dit dus vir ons kan sê, dat die standaard van my geloof moet sigbaar wees in die manier hoe ek omgaan met ander. Die manier hoe ek my boeke doen en dit ingee vir die ouditeur. Die manier hoe ek besigheid doen met ander. So mense kan sê, die manier hoe ek optree teenoor my kinders by die huis, wys my geloof. As ons vir die doopouers sê, julle moet die eerste voorbeeld wees, beteken dit nie, die res van ons is nou skielik apart nie. Nee, ons is betrokke daarbey, want kinders kyk na die groter gemeenskap. Hulle kyk na al die ooms langs die rugbyveld wat skree, nie net na sy pappa of mamma nie.
En vra, is dit hoe ons dit doen, né? Is dit hoe ons dien? Is dit wie ons is? Want dis die vraag. Hulle toon liefde en barmhartigheid. Die mooi hiervan, as ons sê dit maak Jesus sigbaar, dis wat God beskryf. Eksodus 34 vers 6. Ek is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. So as ek en jy liefde en barmhartigheid teenoor mekaar toon, dan maak ons Jesus sigbaar. Dan kyk mense na dit en sê, maar dis anders, want mense doen nie dit as 'n reël nie. Mense toon nie liefde en barmhartigheid teenoor mekaar, nie sê hulle iets wil hê nie. Nee. Hulle leef met die hoop op die ewige lewe. Om te leef met die hoop op die ewige lewe beteken, dis my visie. Hier's die hartseer. Ons leef so maklik met die hoop op hierdie wêreld. Jy leef met die hoop dat jou gesondheid sal hou, en ek hoop dit sal. Maar dit is nie gewaarborg nie. Jy leef met die hoop dat jou finansies gaan uitwerk. En ek hoop regtig so, maar is dit regtig al? Want dit kan duik. Jy leef met die hoop dat hierdie gaan uitwerk en daai gaan uitwerk en dat dit so sal wees. Maar dit is nie noodwendig so nie. Ons beplan lank om op verlof te gaan, en wanneer die vakansie begin, dan werk dit nie altyd uit soos wat ons sou hoop nie. En dan skielik kom jy agter, my hoop moet op iets anders wees. Ons het die voorreg om môre die lewe te vier van 'n Moeder Teresa van Kerksonnemuur, Tannie Betty Tron. Jy weet Tannie Betty geken het, jy die voorreg gehad om haar te ken. Sy weet, is 'n tannie wat van die begin af, as sy hier by die kerk sou stop met haar blou hand, dat jazz, sy het net Jesus geskyn. En haar passie was elke week om na die hospitale toe te gaan en vir mense te bid. En 'n ander passie wat sy gehad het, is om Bybels uit te deel. So ons het elke maand het Tannie Betty haar kwota Bybels kom haal en gesorg dat mense wat nie Bybels het nie, die Bybel het. En as sy hulle die Bybel gegee het hulle die evangelie gekry. En nog 'n ongelooflike passie wat sy gehad het, was om te bid. So Tannie Betty sal altyd gevra het, kan sy vir jou bid? Sy sê jy sommer na haar huis toe nooi en sê, ek wil vandag vir jou bid. Sy was baie ernstig oor haar verhouding met die Here, en sy het dit geleef. Die laaste jaar of wat, was Tannie Betty nie meer in staat om te kon bestuur nie, ook nie eens meer in staat om rond te rits en te beweeg nie. So sy was baie meer by die huis gewees. En een keer het ek sommer die foon gevat en met haar so 'n bietjie van onderhoud gevoer. En ek het vir Tannie Betty gevra, hoe leef sy met hierdie blydskap en hierdie blymoedigheid? Want haar lewe was ongemaklik, sy het in 'n reistool gesit. Sy kon nie meer beweeg nie, sy het so dikwels geval. Sy het een keer geval, dit verskriklik gelyk, sy het die foto's nogal gestuur. So alles blou kolle en dies meer. So hoe leef jy, wanneer die lewe so ongemaklik is, met soveel hoop, dan sal sy praat oor die Here. Dis sê, ag Colin, ek kan nie meer die Bybel lees nie, want my aandag is nie meer daar nie. En dit frustreer my. Maar ek het agtergekom dat ek die hele tyd met die Here kan praat, en dat dit ook gebed is. So ek kan nou vir mense bid. Nog meer. So as mense behoefte het, dan kan ek met die Here oor hulle praat. En sy het so aangehou om tot aan die einde, laaste paar weke terug toe ek by haar was, te praat oor haar verhouding met die Here. Sien, dis iemand wie sy hoop in Jesus is, wie sy hoop op die ewige lewe is, wie sy hoop nie gekoppel is aan die aarde nie. En as jy Tannie Betty sou ken, sou jy weet, sy het met 'n baie diep vrede geleef oor die Here wat sy so lief gehad het. Dink net mooi, as hulle oor ons sou skryf op Facebook of waar ook al, Christene is die beste burgers van die land. Hoe sou dit wees? As Aristides dit skryf, dan skryf hy dit met totale oortuiging. Maar julle dink net mooi daaroor, as iemand ergens 'n pos het in 'n besigheid, en hulle vra, wie sal ons vra? Dat hulle sou sê, ons soek die Christene, want hulle is die beste. Hulle gee hulle beste. As 'n juffrou hoor, sy kry 'n nuwe klas, en dan sal die eerste vraag wees, kan ek asseblief die Christene hê? Die kinders wat Christen is, kan hulle voor my kom sit? Asseblief, want hulle gaan hulle beste gee. Hulle gaan toegewy wees. Hulle gaan, verstaan, hulle gaan met liefde leef, want hulle sien dit by ander Christene, hulle leer dit. Want dis hoe dit moet wees. Dis hierdie egat, hierdie eenheid, dis hoe ons Jesus sigbaar maak, as ons die beste is. Natuurlik 'n goeie toets vir hierdie liefde en barmhartigheid en die beste is wanneer 'n vol kerk hier uitbeweeg en die parkeerruimte moet stoei vir spasie om hier uit te kom.
Maar sien, as ons die beste is, dan gaan ons spasie verander, né? Ons gee ruimte verander. Ons loop die tweede myl. Dis die beste burgers. Ons is mense van ons woord. Ons is mense wat Jesus wil sigbaar maak. En daarom sy laaste woorde, waarlik, dit is 'n nuwe volk en daar is iets goddeliks aan hulle. Wat 'n mooi apologie sal dit nie vir die wêreld wees nie. 'n Mooi verduideliking. Daar's iets goddeliks aan hulle. Maar dit kan nie uit ons eie uit gebeur nie. Want uit ons eie uit word jy moeg. Uit ons eie uit het ek en jy versoekings. Uit ons eie uit het ons emosies. En uit ons eie uit praat jy soms te vinnig. En uit ons eie uit raak ons geïrriteerd. Veral as jy min slaap of dalk min geëet het. Vir die van julle wat nou nog nie ontbyt het nie, as jy nou lekker hangry is en jy ergens wens, kan ek ophou met my voorbeelde. So, hoe gaan ons hierdie doen? Die Bybel praat van nuwe mense. Ons word nuut wanneer ons vir Jesus vra om die Here van ons lewe te wees. Wanneer ons hom innooi om die koning van ons lewe te wees. Wanneer ons in die oggend ons lewe voor hom neerlê en sê, Here, ek kan nie, maar U kan. Doen dit asseblief vandag deur my. Doen dit asseblief vandag in my. Ek kan nie self geduldig wees nie, maar U kan. Ek kan nie self 'n passie en 'n liefde vir ander hê, soos wat ek moet hê nie, maar U kan. So ek gaan nou ophou staat maak op myself. Ek gaan nou ophou self probeer. Ek gaan by daai plek kom van oorgawe. En net oorgee. Want as ons begin by die plek van oorgee, gaan ons ontdek dat hy goed in ons en deur ons kan doen, wat nie van onsself afhanklik is nie. Maar eerder hom sigbaar maak, om die tipe mense te wees, wat God bedoel het ons moet wees. Een soos hy. Toe hulle van Martin Luther gevra het, wanneer het jy tot bekering gekom? Toe sê hy vanoggend weer. Vandag is so 'n geleentheid. 'n vanoggend weer oomblik. Soos dit vir jou moeilik is, soos wat ek weet dit vir my is. As daar goed is oor jou wat jy oor spyt is, wat ek weet ek oor is daar 'n kans om vanoggend weer te draai. En te sê, Here, ons wil U sigbaar maak en ons is ernstig daaroor. Kom doen wat net U kan. Maar dit sal beteken dat ek my wil moet neerlê en hom moet vra om te kom heers. Veral in die plekke wat ek af en hou om te heers. Onthou die lied, ek lê my krone neer. Dis nou kans daarvoor. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, as ons lees oor U beeld en die verteenwoordiging wat ons moet hê daarvan, dat ons dit moet wys. As ons vanuit die woord lees dat ons U liggaam hier op aarde is, Here, dan sak ons kop in skaamte. Want dit gebeur, Here, dat wanneer mense na ons kyk, hulle U nie sien nie, hulle U nie hoor nie, hulle U nie voel nie. Here, het is so jammer dat ons geleenthede al gemis het, dat ons spyt het, dat ons wonde het en wonde veroorsaak het. Maar so baie dankie vir die herstel van die beeld wat daar in U is, Here Jesus. Dat U ons beeld kom aanneem het, sodat die beeld van ons voor God vir altyd sou verander. Dat ons geregverdig is deur die koning van die konings, omdat die seun die prys betaal het daarvoor. Here, ek wil bid vir ons waagmoed, om by die plek te kan kom, waar ons kan sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor. Soos Martin Luther gesê het, vanoggend weer. Dankie dat wanneer ons sonde bely, is U getrou en regverdig. U vergewe ons sonde en U reinig ons van alle ongeregtigheid. So as ek vandag kom sê, Here, ek is jammer, dan was U my skoon, U was my rein. En vir dit kan my lewe nuut wees. Ek kan 'n nuwe skepping wees as ek hier uitstap, omdat U dit gedoen het. Kom doen dit vandag in elkeen van ons. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.